Die troebe nou net 'n geelslang vrek gemaak. Hier lê hy. Nou ja, vandag is ook 'n ding van eerstes. Ek is in die bevoorregte posisie om vandag 'n medalje te oorhandig. En nie aan wie nie, aan 'n hond. Maar laat dit net daar. Ek gaan eers met die hond se eienaar gesels. Klink dit nie vir my reg die hond se baas nie, want dit klink vir my meer of hierdie hond die eienaar se baas is. So ek gaan liewerster sê met die hond se eienaar te praat. Middag Piet, hoe gaan dit? Dit gaan met my goed, ou buurman. Ek is jou buurman. Ek bly mos nou maar net iets eentjie van jou af. Nou, vandat jy my buurman is, het ek nie slangprobleme nie. Maar kom ons praat nou net daaroor. Van waar af ken ek en jy mekaar nou, as jy kan onthou? Want ek sien jy het al die ouderdom het al gestap. So ek weet nie of jy kan onthou nie. Maar dat ek en jy mekaar, ek verbeel my as jong manne ontmoet. Vertel eens 'n bietjie meer daarvan. Ja, nee, ons het mekaar mos nou maar ontmoet toe ons koevoetkering gedoen het. Toe het ons mos nou maar 3 jaar saam oorlog gemaak en daarvan af ken ons mekaar nog al die jare, tot nou toe. Ja, laat ek net vir die mense sê. Nou, hierdie was in 1986. Nou kom ons in Bloemfontein by mekaar vir 'n koevoetkering. Nou, die wat nie weet wat koevoet is, ek sê sommer altyd die polisie se rekkies, dan in 'n mate, alhoewel dit nou nie op die grond was, ons met Kaspers geoperate en anti-gorilla oorlogvoering. Maar ek noem dit sommer nou so in kortweg, dan verstaan mense. Nou, wanneer ons is nou polismanne, nou ken ek hom nie, hy kom van die dorp Stella af, ek kom van Appington af, en ons kom nou daar saam. Nou gaan ons is 'n hele klomp, daar gaan sielkundiges ons sien, en ander kyk of ons koppe reg is, en hoe lyk ons liggame, en kan ons nou gaan oorlog maak? Ons is baie excited. Nou kom ek die dag daaraan, hier sien ek die ou. Nou, julle almal sal weet, in 1986 was dit verskriklik snaaks. Hy het pink skoene aan, pink langbroek, en 'n pink hemp. Nou kyk ek die ou. Nou staan 'n rook uit daar een kant, ek gaan staan daar by hom, en kyk hierdie polisman, en op die ou end, kom ons toe in, van die groep. Ek dink ons was 3 die dag. Maar ons kom toe in, en hier is ons koevoet toe met 'n skering, en gaan hardloop, en alle goed aangejaag, en lekker saam gekuier, en vriende geraak. Vandag is ons in die bevoorregte posisie, om dan ook buurmanne te wees. Net so af en toe, bid maar vir jou, hy is maar baie lei om kerk toe te gaan, hoor. Maar los dit nou daar. Maar Piet, sê net gou vir my, ek kry nie meer slange nie, wat gaan aan hier by jou? Nee, hier by my is redelik slange, ons kry hulle van tyd tot tyd hierso. Ek dink maar hulle kom agter my hoenders aan, tydkeer te kyk en sien in die garage, en so aan, maar ons moet maar 'n plan maak, want die goed is vir ons 'n bedreiging, vir ons self ook, vir alles jy nou in die nag beweeg, ons bly hier in die veld, so, nee, ek het daarom 'n hondjie wat so 'n bietjie help hierso, om die slange in beheer te bring. Wow, hondjie. Hy gaan nou hier op die skerm verskyn, kyk, dis nie 'n hondjie nie, hy ding se kop, sê vir my, hy het breins, en sê vir my, hy is hierdie fighting spirit, maar, jong, ek het nou al laatnagte, dan kry ek nou 'n misseljatkat, en mense hoor gemooi, ons is diereliefhebbers, maar misseljatkat is 'n ongedierte, wat jou goed kon vang, so jy moet omkeer, dan is hierdie een uit, en dan doen hy weer dit, en dan dat, ek wil nou nie vertel wat hy moet doen nie, maar ek het begin agterkom, hier is 'n bietjie iets anderster in die hond, nou laat die eienaar nou vir onsself verder vertel. Ja, die hond het eintlik op 'n snaakse manier op my pad gekom. Ek wou nie 'n hond gehad het, terwyl ek besig was om te bou, het ek in 'n karavaan hier langs aan by Rooies gebly, en dan het ek nou so elke tweede naweek gery na my huis op Lime Acres, waar my vrou nou nog woon, sy werk nou nog, en
hier op die pad eendag tussen Griekwastad en Lijmeikers op die grondpad, toe stop ek by een van my perdevriende. En ek groet hom toe en hy het toe nou 'n klomp klein hondjies daar. En die spesifieke een kom ryk aan my en hy sê vir my, oom, dit lyk vir my dis oom se hondie. Want ek vra hom toe of hy het verkoop, hy sê toe ja, maar hy sê ek kan die een kry. Ek kon ongelukkig nie die hond eintlik vat op hy stadium nie. Ek het vir hom gesê, jong, ek gaan probleme kry, ek kan nie die hond by my vrou hulle los nie. Daar is al 'n klomp honde en ek self is in 'n karavaan en die karavaan is nie toegekamp nie. Maar die hondjie was toe seker so 6 weke oud in daai omgewing. Ja, ek het toe gesê ek sal die karavaan kom toekamp, wat ek toe daai week gedoen het, en dan sal ek die naweek, wat ek weer huis toe gaan, die hondjie optel. Wat ek toe nou gedoen het. Ek het gery op 'n Vrydagmiddag en hy het vir my gelaat weet, hy is nie daar nie, maar een van sy plaaswerkers sal my help om die hond te kry. Ek het op die plaas aangekom, maar dit het heel pad gereën. Ons het geweldig reën gehad daardie tyd. En die pad tussen Griekwastad en Lijmeikers was amper meer 'n dam. En toe ek nou op die plaas aankom, het dit nog so ook lig gereën. En ek kry toe die plaaswerker en hy neem my toe na die honde toe. Ek dink die honde is nou daar agter in 'n stoor. Maar ons kom staan toe later tussen 'n klomp meerkatgate. En ek vra van nou, waar is die honde? Hy sê nie, hulle bly in die meerkatgate. Toe het ons nou begin roep en so aan, en toe is hy nou die eerste enetjie wat sy kop uitsteek, en daar het 'n ander enetjie ook uitgekom, en die ander wou toe nou nie. Nou ja, toe het ek nou my hondjie opgelaai, en na gespook by die huis. Wag, ek gaan nou laat jy verder vertel. Laat ek net gou vir die mense sê, wat is 'n meerkatgat? Jy kry die stokstert meerkatte. Julle sal weet in die Kalahari praat hulle baie van die meerkatprojekte. Nou 'n meerkat maak 'n gaatjie. Weet dit is vir my verskriklik interessant. Hy het so 'n klein voetjie. Nou ek het makkes ook gehad. Dan op hierdie kalkgrond, dat ons met 'n koevoet staan, dan kap ons. Vir 'n dag, dan kom jy so aan. Dan kom hierdie meerkat met daai klein voetjie wat God geskape het. Dan maak hy so en dan ryk jy en dan gaan hy. As jy weer kon kry sy weg onder die grond. Hoe doen hulle dit? Dit is net vir my amazing. Ek wil net vandag vir jou sê, as ek luister nou na hom, hoe hy teruggery na hierdie hond toe, dan kan jy agterkom, die man is lief vir hond. En hy's lief vir diere. Ek wil julle tog aanmoedig, kinders en almal. Ons gaan nou die hond gaan 'n medalje kry, onthou, maar moenie honde seermaak nie. Moenie 'n kat skop nie. Moenie diere afknou nie. Asseblief moenie dit doen nie. Die Here sê in Genesis, gaan heers oor die diere. Kom ons pas die goed op. Maar ook Piet, toe kom jy nou hier met die hond, en jy het hom seker 'n naam moet gegee. Ja, toe besluit ek, die hondjie gaan ek uit, want hy lyk anders as die ander in die werpsel. En hy lyk vir my of hy lekker stewig en bonkig is. En ek besluit toe, ek gaan vir hom Ruben noem. Ek het hom toe nou Ruben na die rugbyspeler wat oorlede is, Ruben Kreer, vernoem. En van daar af is sy naam Ruben. Jy sê eers vir my, kom ons gaan nou eers, het Ruben Kreer vir jou uitgestaan in die rugby, dat jy nou nie Osdorand gevat het, of Uli Smit, of daai man Thys Lourens van daai jaar, of Naas Botha, dink net 'n bietjie, die hond kan nog geskop het ook, maar okay. Ja, nee, Ruben Kreer was vir my 'n besonderse mens en 'n besonders goeie rugbyspeler. En dan het hy mos nou siek geraak, almal weet mos nou maar sy verhaal. En hy het op die ou ende het hy toe nou gesterf. En toe dink ek, nou ja, laat ek 'n bietjie, noem dit nou maar 'n bietjie eer aan hom betoon. En ek dink as hy gelewe het vandag sou hy baie trots gewees het op sy dogters wat albei so goed tennis speel nou. Maar hy is mos maar 'n produk van Grey College ook gewees, as ek reg is, van Bloemfontein af. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer.
Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Jong, lyk my, jy sit hier by hierdie plaas, ek het verstaan, jy boer bokke, maar lyk my, jy kyk meer sport in Google. Maar okay, as jy nou al weet wie speel tennis en dit. Piet, maar hier kom die hond nou en hy raak nou groot. Ek onthou jare terug. Ek en jy het nog gesuip. Kan dit nie drink noem nie, gesuip. Toe kom ons daar by jou pa, hy was 'n diep gelowige man op Kroeman. En dit is een van die plekke waar die saad gesaai is in my lewe. Deur jou pa wat met my oor die Here Jesus gepraat het. Ek sit ook met al sy geskrifte en goed wat hy deur die jare opgestel het. Maar toe jy 'n wolfhond gehad, soos ons dit noem, of 'n Duitse herdershond of 'n shepherd of wat noem hulle dit. En ek onthou daai aand. Ja, jy het dronkverdriet ook gehad, maar daai aand toe jy oor jou hond te kere gaan. Jy's nog altyd 'n hondeliefhebber. Ja, Dingaan was nou mos, toe ek 'n ongetroude man was, het hy saam met my op stelle gebly en hy het my nogal gehelp werk. Hy het beskuldigdes gevang en al die tipe goed wat nou weghardloop. En dan het hy elke dag saam met my gery en gebeweeg. Nou, vir hom was ek nou baie lief gewees, maar toe ek Koevoet toe gaan, het ek hom daar by my paal gelos, hulle het na hom gekyk. En die spesifieke aand, toe kom ek nou nogal, die hond het 'n abses gehad, teen sy, hier op sy wang, en toe het ek die abses die aand oopgemaak. Ek glo, 'n mens moet regtig goed kyk na jou diere, want hulle gee hulle alles vir jou. En ek is vir honde baie lief, vir perde net so, en vir enige dier. En daarom sal ek nou maar sê, was Dingaan nou 'n spesiale hond. Die mense, ek het met tye het ek afgelos op Rywielou. Die hond het saam met my gegaan en daar ook saam met my gewerk. En die mense het later gespot. Hulle het nie gepraat van die polisieman met die hond nie, hulle het gepraat van die hond met die polisieman. Piet, ons moet nou kom by Ruben, want hy moet 'n medalje kry vandag oor sy heldedade. Maar voordat ons daar kom, ek wil weer vir die mense sê, as jy 'n tydjie het, ek weet nie, is daar nog dieretuine en waar is dit nie, maar probeer jou kind so toe vat. Al gaan jy net en loop na 'n bok toe. Ons dam krokodille hier so in 1 of 2 skapies en 1 kameel. So as jy hier rond bly, kan jy ook jou kinders kom wys. Maar wys hulle diere, vertel hulle van diere, dat hulle dit nie net op die skerm sien nie. En laat hulle 'n dier vat. Ons het gaan besoek gerus die page van Palouni, die donkie. Ons het 'n donkie hier. Laat hulle vat, daar's iets aan om hierdie tipe goed te doen. Die Here het vir ons diere gegee, dat ons dit ook kan geniet. 'n Papegaai of 'n wat ook al. Maar nou is dit Ruben se oomblik, want ek wil net voordat ons gaan sê, ons het 'n medalje, Owners Protection Award, Ruben, en die mense wat dit gee, is #HopeForSA, 'n nuwe Christenparty, wat besluit het hierdie hond moet dit kry. Maar okay, nou sal die mense sê, die rooi is ook altyd 'n triek. Maar luister, hier is 'n mooi storie. Kom ons bly by die storie. Die hond se storie is mooi. Vertel ons van Ruben se heldedade. Ja, Ruben, die dag toe ek kom so kyk, ek wou hom ook eers nie vat nie, maar toe sit so, daar kom toe so 'n gedagte of 'n stem by my op, wat sê, vat hom, miskien gaan hy nog eendag jou lewe red. Nou, of hy dit nou al gedoen het, weet ek nie. En ek weet, hy het nou al baie van my diere se lewens gered. Hy is verskriklik lief vir die skape en die bokke. As daar een, soos 'n lam of so kry wat swak is, en ons bring hom op huis toe, en ons kry nie die lam deur nie, dan kan hy dit nou natuurlik glad nie hanteer. Hy sal by die lam lê, en na ons nou opgegeet, sal hy hom nog probeer ronddruk met sy neus, en dan sal hy nou by hom gaan lê, en eers huil, en dan maar net die dooie lam oppas. Maar Ruben, hy is uit en uit 'n jagter. Ek sit in die aand hierso, en dan is hy nou hierdie hele plek vol. Hy is by die skape onder, hy is by die hoenders, hy jag eenvoudig die hele nag, wil ek amper sê. En dan het hy mos nou al met tye redelike klomp ongediertes wat hy gevang het hierso, wat my skade aangedoen het. Ons het op 'n stadium 'n grauwkat gehad wat ons so
ons diere so verniel het, maar ons het intussen daarom 'n plan gemaak met die. Maar ek het een aand hier gesit en braai met my rug hier na die braaier toe en ek het gehoor hy blaf so half in die garage. En maar ek weet, baie keer is dit 'n meerkat, baie keer is dit 'n muis, enige ding. Hy vang alles wat hy nou dink kan skade doen. Toe het ek op 'n stadium gehoor, maar hier is nou iets aan die gang. En ek kyk toe en ek vat my koplig en toe sien ek o aarde, hy is hier agter 'n Kaapse kobra aan. En hy het toe die kobra hier gejaag en geblaf. Ek was eers bekommerd, maar ek weet hy gaan nie luister nie. En ek wou ook toe nou maar nie sy aandag aftrek om hom maar die beste kans op oorlewing te gee. En toe het hy die kobra hier gevang en hy het hom toe nou doodgemaak op die end. Ook nie heeltemal nie, hy het hom so geïmmobiliseer dat ek daarom toe nou kon nader kom en met hom praat en vir hom sê, okay, hy moet nou een kant staan dat ek nou 'n slag my werk kan doen. En ek het die kobra hier doodgemaak. Maar ons het geweldig probleme met slange. Het al 'n paar keer hier in die huis ingekom. En almal weet, as 'n geelslang jou pik, het jy nie baie lang tyd oor om by 'n dokter te kom. En ons het 90 kilos van Appington af waarvan groot gedeeltes grondpad is. So ons kanse hier op oorlewing as 'n slang ons byt, is maar nie baie groot nie. Ja, hierdie hond doen groot goed. Ek ken nie eers die name nie. Immobiliseer. Ou Ruben, jy immobiliseer die dinge. Nou weet jy wat gaan nou gebeur? Want kyk, Ruben is 'n ware man. Ek sien die ou se reg gemaak het. Ja. En die manne gaan jou nou bel. En hulle gaan nou hulle Fox terriertjies bring en sê, ou Piet, kan Ruben nie net dek nie. Jy moet hom nou laat Ruben nou nie buite die egte doen nie, maar okay. Is daarom nou 'n hond, is daarom nie 'n mens nie, nee. Ja. Maar ja, so ek dink hier kom nog meisies vir Ruben op pad na hierdie plaas toe. As hy nou hoor wat ons nou sê, dan dink ek is die ou nou baie opgewonde vir die soekhoekie wat ons het. Maar Piet, kom net voor ons aangaan. Kom ons gee net vir die hond die medalje. Ruben, kom hier. Nou kom ons kyk of Ruben dit nou gaan vaar. Hou jy gou vas. Ruben, sit mooi Ruben. Kom. Hier, sit. Ja, sit. Sit Ruben. Ja, sit. Kom hier so. Okay. Ruben is nou nie gewoond om altyd medaljes te kry nie. Kom ek sal hom aan. Okay, sit jy dit daar vir hom aan. Sit. Ja, sit. Dis die beste. Dat jy dan net maar die medalje kry. Nee, is reg. Hy is so beskeie. Kom julle agter, Ruben is verskriklik beskeie. Ag, hy wil eintlik sê, weet julle die slang doodmaak was niks. Die klomp ongediertes was niks. Om my eienaar te beskerm was niks. Ag, gee maar vir iemand anders die medalje. Is ons ook so nederig soos Ruben? Hy val eintlik op sy rug en sê, nee, gee maar vir iemand anders. Kom Ruben, jy moet vandag die medalje kry. Sê. Kom, sit hom net so vinnig om. Kom. Laat ons daarom net, gee ons gou tyd om vir Ruben net hier vast te vat. Hier, kom aan hier so, kom hier so pas. Hy sien nou hierdie TV-kamera. Hy dalk vasmaak, maar ek kan jou nie vasmaak nie, ek kan maar vir jou nie. Ja, lent is ook reg. Ja, jou medalje. Kom kyk wat maak hy met sy medalje. Kom kyk, kom val gou vir Ruben 'n bietjie. Hey, gee jy hande klap, Piet. Kom. Hey, kyk hoe gaan dit. Okay. Kom ons kyk hoe lank sit die medalje. Dan Ruben is baie opgewonde oor hierdie medalje. Daar sê geluk ou Ruben, geluk. Hy sal nie vir my byt nie, nee. Daar sê, kyk net daarso. Owners Protection Award, Ruben, pragtig van die #Hope for SA. Politieke party wat Christelike waardes sit. Taking Bible values to Parliament. Piet, ek wil nog vir jou vra. Wat sal jy, as jy voor 'n klas staan, en hulle sê, hierdie kinders is 12, 13 jaar oud, wat sal jy, en hulle ouers sit ook daar, sal jy aanbeveel iemand moet 'n pet hê, 'n troeteldier hê, en sal jy aanbeveel, hoe moet hulle hom behartig, 'n troeteldier? Man, ek is natuurlik mos nou 'n sterk voorstander van 'n troeteldier. Nie as die kind te klein is, dat hy nog die dier afknou nie, maar
As ek nou kyk wat my troeteldiere in my lewe die rol wat hulle gespeel het, dink ek is absoluut noodsaaklikheid. Ek kyk, ons kan 'n bietjie gaan na die perde toe. 'n Perd het 'n manier om 'n mens se siel aan te raak en dis waarom hulle gebruik vir terapie. So, ek is vir baie jare met die perde deurmekaar gewees en ek het nog steeds perde, maar enige troeteldier wat jou kan pas en wat jy kan aanhou. Jy kan nie altyd 'n hond, miskien of 'n groot hond nie, maar ek het ook nie 'n groot hond hier nie. En ons bly afgeleë en almal weet dat dit gevaarlik is op landelike gebiede, maar hierdie klein hondjie doen vir my 'n paar groot honde se werk. En verder geniet ek hom verskriklik, want hy is net eenvoudig altyd by my. As ek hier buitekant sit, dan sit hy my hier by my. En as hy iets sien, dan hardloop hy en hy gaan kyk. So ek voel eintlik baie gerus met hom. As 'n mens 'n dier kry, moet jy natuurlik voor die tyd goed navorsing doen, rig vir hom goed in. Hulle, onthou mooi, hulle kry ook koud. In die winter moet jy na hom kyk, hy moet nie koud kry onnodig nie. En versorg hom goed, kry vir hom 'n ordentlike voeding, ordentlike hondekos. Ek is nie 'n advertensie hier vir Optimizer nie, maar Optimizer help byvoorbeeld dat hulle ook nie parasiete en uitwendig en inwendig kry. Optimizer, julle skuld ons iets. Ek sien ons tyd het uitgeloop, jy het 1 minuut. Wat doen jy as jy in die stad kom en jy kom op 'n hondegeveg af? Of jy stap in die straat en jy kom in 'n kar wat vuurwarm is en die ruit is toe, baie vinnig. Ek is natuurlik mos 'n ou wat in die ingewing van die oomblik optree. As ek op hondegevegte afkom, dink ek nie gaan ek so baie vriendelik dit hanteer nie. Ek sal self sorg dat die mense gearresteer word en hulle aan die polisie oorhandig. En as dit nodig is om geweld toe te pas, sal ek dit ook doen. En dan nou 'n hond in 'n kar, mense, dit is eenvoudig 'n ding wat nie kan gebeur nie. Ek sal maar die ruitbreek in die hond uithaal, want dit is mos nou maar ek glo dit sal 'n regverdigingsgrond wees vir my. En ek sal op die ou einde, want ek meen die eienaar is eintlik dan 'n oortreder van die wet op dierebeskerming. So ek sal maar 'n plan maak en die hond Mense, ons tyd het uitgeloop. Pas julle diere op. Wees goed vir julle diere. Die geluidjies wat julle hier om ons hoor is op 'n plaas en hulle is besig om hier te bou. Nou ja, geniet dit. En Ruben, baie dankie ook dat jy daar van my plek af, hulle bly so 400 meter, 500 meter van my af, die slange weghou. En dankie vir #HopeForSA, vir die party wat hierdie medalje moontlik gemaak het. Die Here seën.